Goeiedag graad 12's. Welkom by vandag se wiskundeles. My naam is Eureka Jansen. Hierdie les word vir julle gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Research and Development. Vandag gaan ons aan met graad 12 wiskunde, vraestel 1 se hersiening. Ons gaan bietjie kyk na die deel wat in vraag 1 altyd voorkom, algebra, vergelykings en ongelykhede. En dan ook bietjie na rye en reekse. Wat is vandag se lesdoelwitte? Teen die einde van hierdie les behoort julle mooi te weet waar die genoemde dele wat ek gesê het ons gaan doen, waar dit in vraestel 1 inpas en waar jy dit kan verwag, en dan ook verder meer spesifiek te fokus op algebra en vergelykings, insluitende ongelykhede, en dan ook rye en reekse. Nou goed, kom ons spring weg. Wanneer ons kyk na die eerste vraestel, is algebra en vergelykings en dan ook rye en reekse ons eerste vraag in die vraestel. Hulle tel beide ongeveer 17% van jou vraestel, so jy kan regtig hard werk hier en baie goeie punte verdien. Algebra en vergelykings is gewoonlik vraag 1, opgevolg deur rye en reekse, wat dan gewoonlik vraag 2 en 3 is. Nou goed, kom ons kyk na 'n tipiese vraag 1. Die eerste gedeelte van hierdie vraag, sal julle sien, is regtig net die oplos van vergelykings. Hier het ons los op vir x, 2 hakkies wat gelyk gaan 0 gestel word, dan 'n tweede vraag waar hulle sê rond korrek af tot 2 desimale, en dan 'n ongelykheidsvraag, 'n wortelvraag. Dan volg dit op met gelyktydige vergelykingsvraag, en dan laastens enetjie wat gewoonlik so effens anders is. Hier is dit gewoonlik 'n toepassing van byvoorbeeld eksponente of laags of enige iets wat hulle regtig eintlik algebra gewys kan vra. So kom ons spring weg en ons kyk wat doen ons met hierdie. Die eerste vraag. Die belangrikste wat julle hier moet onthou. Kyk na die regterkant van die vraag. Hierdie regterkant is reeds 0. So moenie hierdie vraag uitmaal nie. As jy ooit twyfel, kyk na jou puntetoedeling. Hierdie punte is slegs 2 punte. Dit beteken, ons moet net elke hakkie gelyk aan 0 gaan stel. En wanneer ons elke hakkie gelyk aan 0 gaan stel, kry ons die oplossings x gelyk aan 7 of x gelyk aan -10. Ek dink die grootste fout wat almal maak, is om hierdie hakkies te gaan uitmaal en dan weer te faktoriseer, maar dan foute te maak in die faktorisering. Onthou, gebruik jou punte as 'n aanduiding. Die volgende vraag het tipe van kodewoorde hier agter vir jou. Die feit dat hulle daar sê afgerond tot 2 desimale syfers, moet vir jou dadelik sê, jy moet jou formule gaan gebruik. Dit is daardie lang wortelformule wat jou eerste formule is op jou formuleblad. So kom ons gaan kyk, kan ons hom gebruik net soos wat die ding daar staan? Nee, ons moet hom eers in standaardvorm kry. So, maal eers jou linkerkant uit, dit gee vir my 6x² plus 3x, en dan bring jy die 1 oor. Pas op om die 1 eerste oor te bring, want dan raak julle soms te mekaar en weet nie wat om met daardie 1 aan die linkerkant te doen nie. Onthou, prioriteitsvolgorde sê, 'n mens werk altyd eerste met hakkies. Goed, nou dis ons 3 term, dan gryp ons formule van die formuleblad af, maak seker dat jy nie hom verkeerd afskryf nie. Dan begin jy indruk, onthou, daardie eerste waarde is ons A-waarde, daardie is ons B-waarde, en daardie ene is ons C-waarde. So dan druk jy in, en jy werk uit met jou sakrekenaar. Nou, kyk net baie mooi hierso, jou sakrekenaar gaan vir jou wortelantwoorde gee. Wanneer jou sakrekenaar vir jou wortelantwoorde gee, onthou wat die vraag gevra het, afgerond tot 2 desimale syfers. So jy kan hom nie dan in die wortelvorm los nie, want dan gaan hulle nie jou punte vir jou gee nie, want jy het nie die vraag korrek beantwoord nie. So as ons hom nou gaan uitskryf, dan hanteer jy eers die wortelvorm met die plus, dit gee vir ons 0,23, en dan die ander ene, x is minus 0,73. Die volgende vraag is 'n ongelykheidsvraag. Nou hier moet jy altyd onthou,
Ongelykheidsteken, sê ek vir my kinders, lyk anders as die ander. So ons moet hom effens anders hanteer. Daar moet iets wees wat gaan verskil. So kom ons kyk, wat doen ons? Eerste ding wat ek vir jou raad wil gee is, sorg te alle tye dat daardie eerste term positief is. In hierdie geval is hy positief, so hy gaan nie vir ons probleme gee nie. Maar as hy nie positief is nie, onthou, deel dan regdeur deur 'n minus, sodat hy positief word, en onthou dan, jou ongelykheidsteken moet dan omdraai. So in plaas van 'n groter gelykaan, word hy dan 'n kleiner gelykaan. Nou, volgende punt is, jy vat jou vergelyking, soos wat jy sou gedoen het met 'n is-gelykaan, en jy faktoriseer hom. Dit doen ons, sodat ons, wat ons noem, ons kritieke punte kan kry. Nou kyk gou terug, wat se tipe grafiek is daardie? Dit is 'n parabool. So as ek 'n parabool het, en ek stel hom gelyk aan 0, dan is ek mos eintlik besig om die x-afsnitte te kry. Die x-afsnitte is wat ek nou hier genoem het, my kritieke punte. So daardie kritieke punte gaan ek dan invul op my klein sketsie. Jy hoef nie noodwendig 'n parabool te teken nie. Jy kan ook net 'n gewone getallelyn teken. Maar ek vind dat 'n parabool werk gewoonlik bietjie makliker, want dan weet ons waar moet ons inkleer. So kom ons vul gou in. Daardie gaan dan minus 2/3 wees, en hierdie ene gaan minus 1/2 wees. Nou dink gou 'n bietjie mooi. Wanneer jy 'n parabool het, en ek vra vir jou, kleur hom groter gelykaan in, dan gaan ons mos hierdie stukkie en daardie stukkie merk. Hoekom? Want dis die dele wat bokant die x-as lê. Goed, nou as ek hulle gemerk het, dan moet jy nou net vir my jou oplossing skryf. Te veel van julle stop by daardie punt. Onthou, daardie spesifieke punt gee net vir my die x-afsnitte waar hy omsny. En dis nie al punte waar hy groter gelykaan is nie. Nou, die oplossing hier gaan ek vir jou 'n bietjie van 'n wenk gee hoe jy hom makliker kan aflees. As jy daardie bene daar aan die regterkant en aan die linkerkant inkleur, doen jouself 'n guns en kleur die hele deeltjie daarin. Dan sit jy vir jouself 'n pyl wat soontoe gaan en 'n pyl wat links gaan. As jy nou mooi gaan kyk, lees 'n bietjie hieronder. X het iets te doen met min 2/3. Maar as ons nou by min 2/3 gaan kyk 'n bietjie waantoe wys daardie pyl. Daardie pyl gee vir my die teken wat ek daar moet sit. So as jy ooit de mekaar raak met kleiner as groter as, gebruik daardie pyl. Hy help jou baie. Kyk aan die ander kant, ek gaan hom daar ook inkleur. Dit is die pyl wat daai kant toe wys, en kyk hierso, hy stem presies ooreen met daardie ene. Sou dit 'n kleiner gelykaan wees, dan sal jy natuurlik onder hier in die middel sou jy ingekleur het. En dan raai ek aan dat jy eerder die intervalnotasie gebruik, waar jy dan sê x-element van min 2/3 tot by min 1/2. Maar in die geval waar dit 2 stukke is, onthou, 2 stukke is geldig, so jy moet 2 antwoorde hê. En dit is hierdie antwoorde wat ons nou hier onder geskryf het. Goed, volgende vraag. Wanneer jy 'n wortelvraag sien, skryf dadelik vir jouself die volgende 2 goed neer. Jy moet eers jou wortel alleen kry, en dan die ander belangrike ding wat jy verskriklik baie vergeet, is toets jou antwoord. Want jy gaan dikwels 2 antwoorde kry, maar nie altyd van hulle gaan die oorspronklike sin waarmaak nie. So kom ons kyk nou. Ons wortel hier is klaar alleen. En wanneer 'n wortel alleen is, dan vat jy hom weg deur aan die ander kant te gaan kwadreer. Skus, ek het nou daar lelik oorgeskryf, maar goed, kom ons kyk gou-gou. Ons het gekwadreer daar. Dan, wanneer ek kwadreer, onthou gaan die linkerkantste wortel nou wegval, en dan aan die regterkant word dit 4. Maar nou sit ek weer met 'n wortelvergelyking. So wat gaan ons doen? Ons gaan die proses herhaal. Ons gaan weer ons wortel alleen kry. Dan wanneer die wortel alleen is, dan kwadreer ek weer albei kante.
So dit kan heel dikwels gebeur dat jy die proses meer as een keer moet doen. Kwadreer ek nou aan die kant ook, dan val die wortel aan die linkerkant weg en aan die regterkant kan ek gaan uitmaal om 'n gewone drieterm te gee. Nou moet ek raak sien. Dis 'n kwadratiese drieterm. So, die reël daarmee sê, vat alles na een kant toe en sit hom in standaardvorm. Dan gaan my drieterm so lyk. Nou moet ons oplos en onthou, as jou faktorisering nie baie sterk is nie, dan kan jy selfs hier, kan jy die formule maar gebruik. Wat net belangrik is, dit maak nie saak watter metode jy gebruik nie, maar in die volgende stap moet jy dan net altyd aandui. As jy faktorisering gebruik, wys jou faktorisering. As jy nie faktorisering wil gebruik nie, maar veiliger voel met die formule, wys net hoe jy invervang het in die formule hier. Jy hoef nie die formule elke slag te skryf nie, maar jy moet die invervanging wel wys. Dan kry ons twee antwoorde, x gelyk aan 2 of x gelyk aan 8. Maar onthou nou, ons tweede ding wat ons gesê het daar reg in die begin wat ons moet doen, is toets jou antwoorde. So vat jou 2, druk hom aan die linkerkant van jou vergelyking in en kyk of hy vir jou 'n antwoord van 2 gaan gee. En dieselfde met die 8 ook. So in hierdie geval, as ek die 8 gaan indruk, kom ons kyk gou. Druk ek 8 daarin, dan is 2 maal 8 is 16, se wortel is 4, en 4 plus die 8 van daaronder, die x, gee vir my 12, en wortel 12 is nie gelyk aan die 2 van die regterkant nie. So dan moet jy net 'n streep deur daai is gelyk aan trek, of jy kan ook byskryf nie van toepassing nie. Nou ons gelyktydige vergelykings. Gelyktydige vergelykings, 'n tipiese ene, jy ken hom al van graad 11 af, is waar ons 'n lineêre uitdrukking het en dan ook 'n kwadratiese uitdrukking. Deesdae is daar ook 'n neiging om in plaas daarvan van 'n lineêre vergelyking te gee, 'n laagvergelyking of 'n eksponensiële vergelyking te gee. Nou dan skrik julle gewoonlik en julle begin wegtrek met die kwadratiese een. Maar hierdie ene aan die regterkant bly die moeilikste ene. Moenie skrik vir 'n eksponensiële of 'n laagvergelyking nie. Jy kan hom gewoonlik baie maklik oplos. En dan net soos wat jy hier reguit lyn die x alleen sou gekry het, gaan jy in daardie laag of eksponensiële vergelyking ook die x alleen kry en dan terugvervang in die ander vergelyking. So stap 1, begin met die maklike vergelyking en kry een van jou veranderlikes daar alleen. Maar in hierdie geval, kry x alleen, moenie die y alleen kry nie. Hoekom? Want sodra jy die y alleen gaan kry, gaan jy moet deel deur -2, dan veroorsaak jy vir jouself breuke en dit maak dit moeiliker. So, as ons nou in die eerste vergelyking ons x alleen kry, dan gaan hy daarso as volg kry, kom ons kom net daarby, daar is ons x nou alleen. So nou vat ek enige plek in my regterkantste vergelyking waar daar 'n x staan, vervang ek nou daardie uitdrukking wat ek daar in die regterkant het. So sien julle daarbo, ek het x kwadraat gehad, maar nou vervang ek in die plek van x, vervang ek my 2y plus 4. Hier ook, daar was 'n x, en ek vervang hom daarin. As dit nie vir jou lekker is om van agteraf in te maal nie, sien julle wat ons hier gedoen het, ons het daai y net aan die voorkant gaan skryf. Onthou, wanneer ek maal, mag ek die volgorde van die goed omdraai. 2 maal 3, 3 maal 2, is presies dieselfde ding. Goed, nou het ek invervang, dan die volgende stap, wees baie versigtig. Julle kry baie maklik daardie punt waar jy y alleen kry, en dan kry julle maklik hierdie punt waar jy invervang. Die volgende punt gaan vir die drieterm, wat jy as gevolg van vereenvoudiging hierna gaan kry. Maar dikwels maal julle net hier verkeerd in. Onthou, tipiese fout wat julle doen, is om daai daarin te maal. Nee, jy mag nie. Dit is 'n hakkie kwadraat, so as jy nie die kort paai ken nie, skryf hom 2 keer uit en maal hom op die lang manier uit. Jy moet daar 'n drieterm kry. Selfde met die res, maal uit, en dan as ons vereenvoudig, in hierdie geval kry ons daardie drieterm. Maar sien julle dat daardie drieterm regdeur
nog kan deel deur 'n 4. As jy sulke goed sien, deel hom regdeur, want dit maak jou getalle net kleiner, wat beteken jy kan dalk makliker faktoriseer. Maar dit gaan nie verkeerd wees as jy byvoorbeeld nie regdeur gedeel het deur 4 nie en jy gebruik byvoorbeeld die formule. Ek vind net dat met faktorisering dit regtig moeiliker raak as jou getalle so groot is. So daar is ons vereenvoudigde 3 term en nou kan jy maar lekker gaan faktoriseer of natuurlik die formule en dan kry jy jou 2 antwoorde vir y. Net 'n wenk hier. As jy by daardie stap jou formule gebruik, onthou, jy kan nie dan aan die linkerkant van die formule x gelyk aan skryf nie, want jy's nie besig om x'e op te los nie. Jy's besig om y's op te los. So dis 'n baie groot vangplek vir baie van julle, want dan los julle op en dan skryf julle hier, x is gelyk aan, maar is nie x'e wat jy opgelos het nie, dis eintlik y's. So wees net regtig versigtig dat dit wat jy hier oplos voor, dat dit wel die veranderlike is waarmee jy besig is. Maar onthou nou, vraag het nie net gevra vir x nie, vir y nie, hy het ook gevra vir x. So hoe kry ons die x-waarde? Hierdie vergelykingkie hier wat ek gehad het, ons gaan hom weer gebruik. In werklikheid kan jy enige plek gaan invervang. Jy kan in die oorspronklike vergelykings ook gaan invervang. Maar onthou my doelwit hier is om x te kry. So as ek x wil kry, is dit mos vir my lekker handig as ek nou 'n vergelyking het wat reeds x aan die een kant het. As jy in een van die ander sou invervang, dan moet jy natuurlik nou net eers weer x alleen gaan kry. Right, en dan as ons invervang het, dan kry ons x-waarde gelyk aan 2 en ons ander x-waarde gelyk aan -4. Net vir interessantheid, wat beteken dit wat jy hier uitgewerk het? Die eerste grafiek was 'n reguit lyn. Die tweede ene is 'n kwadratiese grafiek. En die punt wat jy hieronder uitgewerk het, daardie 2 wat jy nou gekry het saam met die y van -1 en daardie -4 wat jy saam gekry het met die ander -4, dis nou daardie paartjie en daardie paartjie. Dit gee vir jou die 2 punte waar hierdie 2 vergelykings mekaar sny. En dan by die vraag wat julle gewoonlik sommer sê, dit voel nie eers soos 'n level 4 nie, dit voel soos 'n level 6 sê julle partykeer vir my. Maar kom ons kyk, moenie by sulke vrae skrik nie. Dink net mooi, waaroor gaan dit? En pas die basiese goed toe. Alles wat jy ken, wat jy herken en wat jy weet wat om mee te doen, pas dit toe. So kom ons kyk. Hulle sê vir my, daardie deel daarbo is gegee. So ek kan met dit verder gaan werk. Nou sê hulle dat indien P nie gelyk is aan 2 nie, moet ek bewys dat die boonste uitdrukking herskryf kan word in daardie formaat. So moenie jou fokus op die laag sit nie, sit jou fokus op die boonste gedeelte. As ek net die boonste gedeelte vir jou gegee het en vir jou gesê het, vereenvoudig hom en kry vir my m alleen. Kom ons kyk wat sou ons gedoen het. Dis 'n eksponensiële vraag. So die eerste stap wat ek raak sien, is om alles wat nie priem is nie, dadelik priem te maak. So die 4 word 2 tot die mag 2, en daar kry ek my 2 tot die mag 2m. Nou sê ek verder vir myself, goed, as ek nou na my regterkant gaan kyk, dan het ek daar ook 'n m. So, kom ons vat ons basiese ding, en ons sê, goed, as ek dan nou m alleen moet kry, beteken dit ek moet alles wat m'e bevat, na my een kant toe vat. So dis wat ek hier gedoen het, ek het daardie breek net oorgebring na die linkerkant toe. Nou moet jy raak sien, daar is 'n 2 tot die mag 2m daar, en daar is 'n 2 tot die mag 2m daar. So, dit sluit alle m'e in wat ek gaan voor moet oplos, so kom ons faktoriseer en ons haal dit uit. Dan bly daar oor 1 minus p op 2. Dan wil ek mos nou oplos vir m, so, kom ons vat die hakie weg, want ek wil nou nie daai hakie meer hê nie. Deel hom aan die ander kant, maar onthou, as jy breuke het, of dit nou in die teller of in die noemer is,
moet verkieslik nie breuke op breuke skryf nie. Dit raak moeilik om te hanteer. So daarom het ons in hierdie geval, het ons dit nou as 'n deelsommetjie geskryf. Nou kom ons kyk wat doen ons dan verder. In die hakkie kry jy eers KGV. Hier het ons bietjie 2 stappe in een eintlik gedoen. Die tussenstap was gewees dat jy eers 'n KGV van 2 gekry het en dan word dit 2 min P. En toe het hulle gesê ons gaan flip en maal en dis hoekom hulle dan 'n 2 bo die lyn het en 'n 2 min P onder die lyn. Kom ons vereenvoudig net bietjie daar, ons skryf hom net as een enkele breek, dan lyk hy so. Nou sê ek myself goed, maar onthou nou, my doelwit was om M op te los. So as ek 'n eksponensiële ding wil die eksponent alleen kry, dan moet ek mos omskakel na laags toe. So, in die proses waar ek na laags toe gaan, onthou, linkerkant is eksponensieel, so regterkant word laag. Dit wat aan die linkerkant die grondtaal was, word nou aan die regterkant die grondtaal. En dan die ander syfers wat oorbly, die 2M kom net af en die hele hakkie kom net af. Nou kyk ek na dit wat ek daar gehad het. Ons is amper daar. Al wat ek nog kort is daai half. Maar onthou nou, as ek die M alleen wil kry, gaan ek moet deel deur 2. So as ek nou deel deur 2, dan kry ek, die regterkant is 'n half log grondtaal 2 van 2P min op 2 min P. Dis hy. Nou is algebra klaar. Lekker punte in die sak en nou kan jy bietjie ontspan want in hierdie tyd behoort jou senuweesnel so bietjie rustiger te wees. So kom ons kyk nou na rye en reekse. Eerste een wat hulle vir ons gee is 0, 7, 12. Self my is die derde, vierde en vyfde terme van 'n kwadratiese getalpatroon. So eers bietjie graad L werk. Dan vra hulle vir my, ek moet die eerste term van die patroon kry, die uitdrukking vir die ende term, en dan moet ek uitvind watter term gaan die grootste waarde in hierdie patroon hê. So eerste ene, bereken die eerste term, jy skryf jou reeks uit, en ek sê altyd vir my kinders, wanneer jy met rye en reekse werk, maak nie saak wat se soort reek dit is nie. Skryf daardie reeks op jou antwoordstel en maak wat ek noem my bogies. So as ons nou gaan kyk na die bogies, tussen term 3 en 4 is daar 'n verskil van 7, tussen term 4 en 5 is daar 'n verskil van 5. So daardie 2 kry jy deur die volgende term minus die vorige term af te trek. Nou weet jy dis kwadraties. So die tweede ry moet 'n patroon vorm. Nou as ek hier geminus het met 2 soontoe, om dan terug te gaan, beteken ek moet plus met 2. So daarom sal daardie term 9 wees, en dan terug na daardie ene toe, gaan dan vir my 11 gee. So nou is my tweede ry volledig, en nou gaan ek dit net gebruik om toe te pas. Onthou weer, as ek regs beweeg, het ek geplus met 7, maar nou wil ek links beweeg. So nou minus ek met 9. Nou minus 9, gaan dan net vir my minus 9 daar gee, en dan beweeg ek nog een stapie terug, minus 9, minus 11, gee dan vir my term 1 wat minus 20 is. Goed, nou die ende term, daar het ons mos ons 3 formules, en onthou, ons gaan met daardie enetjie, daardie ene, en daardie ene werk. So kom ons gaan stel hulle. Hierdie 2a, onthou, dis 'n vaste formule, jy moet hom gaan leer. 2a is gelyk aan die minus 2, waar kry ek die minus 2 vandaan? Dis hierdie eerste een daaronder. Dan los ek op, a is min 1. Volgende formule wat jy moet ken is 3a plus b, en hy is altyd gelyk aan 11, wat ek daar in die begin van my eerste verskillery kry. Maar onthou nou, jy het a al uitgewerk, so vervang jou a in daar, en dan kan jy oplos vir b. Dan kry ons b is 14.
En dan die derde formule wat jy hier moes geleer het, is A plus B plus C, en hy is gelyk aan die 20, wat daar die boonste blokkie daar aan die linkerkant is. Maar onthou nou, jy het A en B, so jy kan hulle lekker invervang, en dan kry jy dat jou C-waarde is minus 33. Gewoonlik kry jy 1 punt vir daai, 1 punt vir daai, 1 punt vir daardie ene, en dan 1 punt vir jou formule. En ons formule, onthou is 'n tipiese kwadratiese drieterm, so jy druk maar net jou A, B en C waardes daarin, en dan het jy jou formule. Nou, watter term van die patroon sal die grootste waarde hê? Nou, dink gou 'n bietjie mooi. Hierdie getalpatroon, of hierdie formule wat jy gekry het, is 'n negatiewe kwadratiese uitdrukking. So in werklikheid is hy net 'n onderste bo parabool. En as ek nou die grootste waarde van 'n onderste bo parabool wil hê, moet ek mos maar net my y-waarde van my draaipunt gaan uitwerk. So nou in hierdie geval het ons sommer so 'n bietjie ons kalkulus gebruik. So ons het gesê om die draaipunt van enige grafiek te kry, gaan ons eerste afgeleide gelyk aan 0 stel. Jy is meer as welkom om hier ook die formules x is gelyk aan minus b op 2a te gebruik. So dis jou keuse. Kom ons doen om hierdie slag 'n bietjie met kalkulus. So ons kry ons eerste afgeleide. Onthou, daardie was ons oorspronklike formule. So ons eerste afgeleide vat die 2 vorentoe, maal met hom en dan word dit minus 2n en plus 14 want my n gaan wegval. En die minus 33 se afgeleide is ook 0 want dis 'n konstante. Nou stel ek daardie afgeleide gelyk aan 0 en dan los ek op vir n en n is 7. So dit sal die 7de term wees wat vir my die grootste waarde in die patroon gee. Maar lees baie versigtig hier wat jou vraag vra. Jou vraag het gevra, watter term van die patroon sal die grootste waarde hê? So jy gaan hom antwoord deur vir my te sê, dis term 7 gaan die grootste waarde hê. Maar, wees baie versigtig. Party mense voel, dat as ek gesê het, watter term, en ek sê dis term 7, dan is dit genoegsaam. Maar, soms wil die eksaminator wel hê, dat jy die waarde van daardie term ook moet gee. So my raad aan jou is, as jy gevra word watter term, gee dan vir my die term se nommer, maar vervang hom ook terug, sodat jy wel die waarde van die term gaan kry. So nou kan ek hom mooi antwoord deur te sê, term 7 gaan die grootste term wees, en sy waarde is 16. Dan weet jy jy's veilig vir enige situasie wat hulle ook al mag vra. Goed, kom ons kyk. Volgende ene. Hier het hulle nou vir my 'n getalpatroon gegee met veranderlikes. Nou onthou, moenie skrik vir daai ekse nie. Dink net mooi wat se tipe ry dit is. Dis 'n rekenkundige ry. En die kern van 'n rekenkundige ry is dat die eerste verskille moet konstant wees. So, eerste vraag vra natuurlik soos wat jy kan verwag, die waarde van x, dan die 10de term en laastens die som van die eerste 99 terme van die patroon. So, om die waarde van x te kry, gaan ek nou daardie bogies wat ek nou daar ingetrek het, gaan ek gebruik. So my patroon het ek neergeskryf en dan vat jy term 2 minus term 1. So dis altyd term 2 minus term 1 en dan ook term 3 minus term 2. Nou, jy hoef dit nie altyd direk af te trek nie. As jy sukkel met daardie ding, dan doen jy hom maar op 'n lang manier. Jy skryf eers daardie 2x plus 4 minus 10x plus 6. Onthou net, as jy die 10x plus 6 aftrek, jy minus, so dan gaan albei daardie goed se tekens gaan verander. Goed, as ek dit dan nou afgetrek het, kry ek daardie 2 antwoorde. Maar onthou, wat het ons gesê van daardie 2 antwoorde? Hulle moet gelyk wees, want dit is 'n rekenkundige ry en my eerste verskille is konstant. So nou stel ek daai 2 waardes gelyk aan mekaar en dan kan ek lekker maklik oplos vir x.
So x is 1. Goed, nou om die 10de term te kry, natuurlik in die vorige term het jy, in die vorige vraag, het ons mos nou x uitgewerk. So eerste ding wat jy hier doen, is vervang jou x'e terug en skryf jou term nou sonder die x'e neer. So as ek dit gedoen het, dan kry ek dat my reeks is 16, 6 en minus 4. En onthou jou bogies. Daardie bogies gaan jou nog baie help in die toekoms. O ja, ietsie wat die bogies betref, pas ook vir 16 na 6 toe. Julle vergeet soms om hierdie minus te skryf. Julle sê net die verskil is 10. Maar onthou, as hy afgaan, hy word minder, hy kleiner, dan moet jy minus 10 gaan insit. So, kom ons kyk na om die 10de term te kry. Dis 'n rekenkundige ry, so ek moet eers my TN-formule gaan kry. Nou, dis baie handig as jy wel, soos wat ons hier neergeskryf het, ons eerste term is 16, ons verskil is minus 10, en ek soek die 10de term, so n is 10. Dan druk ons in ons TN-formule in, en sodra ek dit gekry het, en let wel, vereenvoudig het, dan kry ek daardie antwoord. Ietsie wat ek ook optel, wat baie kinders vergeet om te doen is, kom ons vra net, ek vra vir jou, wat is die TN-formule? Dan druk baie van julle in daardie formule in, maar vereenvoudig dit nie. En sy tel gewoonlik 2 punte, jy kry 1 punt vir die invervanging, maar jy moet, as jy nou nie 'n spesifieke waarde het wat jy indruk nie, jy moet net TN kry, dan moet jy daardie uitdrukking vereenvoudig. Jy kan hom nie net so los, soos wat hy daar is nie. Goed, so die 10de term is minus 74. Nou die som van die eerste 99 terme, so jy lees raak som, en onthou, dis nog steeds 'n rekenkundige ry, so jy gaan na jou SN formules toe. Dit was net weer ons reeks dat ons hom voor ons het. So ons SN formule is daardie ene, onthou ons het ons N, dit is my 99. Ek het my eerste term, dis my 16, hier het ek dit hier in die linkerkant vir julle geskryf. Ons het ons N en ons het ons D wat min 10 is. So dis letterlik net 'n geval van druk al jou waardes aan die regterkant in en werk uit. En hierdie doen jy sommer met 'n sakrekenaar, want dit gaan gewoonlik vir jou lekker groot antwoord gee. So dis minus 46.926. Nou kom ons by die oneindige reekse. Onthou, oneindige reekse hoef hulle eintlik ook nie as vir ons meetkundige reeks by te sit nie. Want onthou, jy het net oneindige reekse by meetkundige reekse gedoen. So eerstens, die feit dat hulle daar sê oneindige reekse, weet jy gaan S oneindig se formule gebruik. Maar in hierdie geval, gee hulle vir jou 'n reeks waar dan nou nog K's ook in is. So die eerste vraag vra, vir watter waardes van K is die reeks konvergerend? Dan sê hulle vir my, as K sekere waarde is, moet jy S oneindig bereken. En dan kom ons by die volgende vraag. Ons gaan nou terugkom na hom toe. So, kom ons kyk eers na daardie oneindige reeks. Konvergerend. Gaan kyk op jou formuleblad. Daar is 'n formule vir S oneindig. En langsom staan daar vir jou, R moet kleiner wees as 1 en groter wees as min 1. Daardie voorwaarde wat daar staan, is jou voorwaarde vir konvergerend. So die eerste ding wat ek natuurlik nou nodig het, is my R-waarde. So hoe kry ons R-waarde? Ons sit term 2 gedeel deur term 1. En as jy hom by die blote oog kan raak sien, is dit natuurlik ook maklik in hierdie geval, want elke term kry ek net nog een van daardie hakies wat ek mee vermenigvuldig by. So my R-waarde hier is K-5. Hier het ek hom net vir jou gewys as ons hom gaan uitwerk. Ek sal aanraai dat jy maar te alle tye, as jy jou R moet gaan uitwerk, wys maar hoe druk jy term 2 op term 1. Hulle gee soms vir daardie goedetjies ook punte. So nou kry ek baie mooi my K-5, wat ek dan nou ook daar nou sommer raak gesien het. So dit is dan nou my R-waarde. Maar onthou jou R-waarde het ons nou gesê, moet ons stel tussen min 1 en 1. So kom ons druk hom gou daar in.
En dan, as ek dan die 5 net wegvat, kry ek K lê tussen 4 en 6. Pas op vir situasies waar jou K negatief is. Vat dan eers alles wat nie in die K's is nie, vat dit dan weg na die kante toe, en onthou, as jy die minus dan wil wegvat, moet beide die ongelykheidstekens dan ook omdraai. So wees maar net versigtig vir daardie situasie ook. Goed, toe gee hulle nou vir my K se waarde, en dan sê hulle bereken S oneindig. So eerste ding wat ek doen is ek vat daai K se waarde, en ek druk hom in en ek kry my reeks. So my reeks is -1 plus 'n half en -1/4. Om S oneindig te bereken, het ek my A-waarde nodig, wat dan nou -1 is, daar is ons hy, my eerste term, en ek het my R-waarde nodig, wat ek dan kan kry deur term 2 op term 1, en dit is net -1/2. Vat die S oneindig formule, druk in, en jou antwoord is dan, S oneindig is -2/3. Nou die ander vraag. Hierdie ene sê, 3 getalle is in die verhouding 1 tot 3 tot 10. Nou soms weet julle, wanneer julle hierdie vraag lees, dan skrik julle regtig goed. Onthou, die feit dat hy 1 tot 3 tot 10 is, maak dit net 1x tot 3x tot 10x. Maar, besop nou hierso, hulle sê, indien 20 van die derde getal afgetrek word, vorm die getalle 'n meetkundige reeks. Jy moet die 3 getalle gaan bepaal. So kom ons gaan werk eers met daardie reeks. Onthou nou, ek het gesê, as dit in so 'n verhouding is, dis nie die waardes nie. So sit 'n x agteraan elkeen. Jy kan dit 'n P of 'n K maak, dit maak regtig nie saak nie. Maar onthou nou, hulle het gesê by die derde term moet jy 20 aftrek. Dan, onthou meetkundige reekse, wat is die eerste ding wat jy doen? Jy is besig met meetkundige reekse, so dan is jou R-waarde term 2 gedeel deur term 1. So 3x gedeel deur die x van term 1 gee vir my 'n eerste konstante verhouding daar by die eerste ene van 3. En as ek dit by die tweede en die derde ene doen, dan sit 10x min 20 op die vorige term van 3x. Maar wat weet ek van 'n meetkundige reeks? Hierdie en daardie is my konstante verhouding, en hulle moet gelyk wees aan mekaar. So dis my vergelyking. Kom ons stel hulle gou gelyk aan mekaar. Ek gaan die 3x wegkry deur om aan die ander kant te gaan maak, en dan sit 'n doodgewone maklike lineêre oplossing, wat dan net oplos na x is gelyk aan 20. Maar onthou, hulle het nie gevra wat is x nie. Hulle het gevra, bepaal die 3 getalle. So onthou, by rye en reekse moet jy altyd teruggaan en gaan kyk, wat het die vraag werklik gevra? So as x nou 20 is, beteken dit, ek gaan net terugvervang, daardie word dan 20, die tweede ene word 3 maal 20, en dit gee vir my 60, en die derde ene gaan 118 maal 20, gee vir my 200, minus die 20, is jou derde term van 180. Wat gaan ons in die volgende les doen? Ons het nou vraag 1, 2 en 3 afgehandel van vraestel 1. So in die volgende hersieningsles gaan ons dan nou aangaan met funksies en grafieke, en dan ook finansies, groei en verval. Dit is dan die einde van vandag se les. Baie dankie.